It's my feel-good breakfast show. Absolutely, my man. We are so excited. Now, this weekend, the latest, like you said, Afrikaans film Treurgrond is hitting cinemas, but not without bringing up a couple of topics for discussion. Now, it is based on the farm murders in South Africa, a very serious and heavy topic. It touches on those topics we're probably often too afraid to speak about. But here's a quick sneak peek before we speak to the leading ladies. Lucas, het ooit gebeur? Het niks gebeur nie. Jy is geskakel op Klankkoerant oggenduitgawe op Radio Pretoria en ons het pas verneem van nog 'n plaasmoord en volgens die jongste inligting is die polisie op pad na die plaas. Ja, die inligting wat ons gekry het is dat daar al 30 plaasmoorde hierdie jaar gesien is. Ons trek nou eers by September en dis net in hierdie area. Dis en dit en al die moorde. Wys my iemand wat vandag nog wil boer. Ek wil. Elke keer as daar 'n boer vermoor word, sterf daar iets in ons binneste. It's the brand new Afrikaans film Treurgrond, and we have the leading ladies with us in studio. Erika Wessels, Jana Strydom, my sissie, soos ek al sê, en ook Barbara Marie Immelman. Ek wens sy was my sissie geweest. Ek sê nou maar net. Listen, dames, baie lekker. Ag, dankie. Lekker om saam met julle kan kuier vanoggend. Wel gedaan op hierdie film. Ek het die voorpunt gekyk vroeër vanoggend en dit het my nekhare laat rys. Dit is 'n baie goeie film. En mense sal dink as 'n mens kyk na hierdie film dat dit fokus rondom die mans, die boere, maar ek dink dit is ook 'n baie sterk fokus op die vrouens se rol en hoe hulle die mans ondersteun. Ek meen, wat was julle, hoe het julle deel geraak en wat was die keuse van julle om deel te raak van hierdie film? Vir my was dit 'n maklike keuse geweest want my karakter is 'n polisievrou wat baie anders is as vorige karakters wat ek al gespeel het. So dit was vir my 'n onmiddellike trekpleister geweest en die res wat daarmee saamgekom het, die topic en so aan was 'n bonus. Nee, ek Weet julle? Wat was dit so opstel ook geweest? Nee, almal nie saam praat. Sê. Ja, nee, vir my was dit absoluut 'n gawe om so 'n karakter te kan speel want sy is daar's lekker balans, sy's 'n familiema, familiemens en ja, ook soos dit was 'n karakter wat ek nog nooit voorheen gespeel het en baie emosionele tonele, so dit was 'n lekker groot uitdaging. Ja, ek dink vir my was dit maar net die karakter was nie noodwendig iets wat ek nog nie voorheen gedoen het of wat ook al nie, maar die inhoud van die teks het my baie gegrip en ek was so half ek wil deel wees van hierdie projek, lekker akteurs, Darryl Rood, so ja. Nou Barbara, ek vir jou vra, jy speel Lucas vrou wat gespeel is deur Steve Hofmeyer. Is ek reg? Ek speel Lucas se vrou. Jy speel Lucas, Steve Hofmeyer, skus. Nou wat hom baie goed van sy taak weet ook, maar hoe was dit om saam met hom te werk? Opstel, ek meen ons weet hy's 'n baie goeie akteur. Ja, hy's 'n fabulous akteur en die ding is ek sê dit altyd, maar mens kan nie vir Steve ontmoet en nie van hom hou nie. So so die ding is of hy nou kontroversieel is of nie, he's an extremely likable, very extremely intelligent human being en het was 'n fees om saam met hom te werk. Hy's ongelooflik charmant en incredibly respectful of everyone on set. He knows everyone's names and he's a real equal, you know. Dit is baie lekker. En wat was van die uitdagings vir julle geweest? Omdat dit is 'n baie swaar onderwerp. Ek meen, weet ons gesels nou oor die plaasmoorde vir baie jare. Ek meen, wat was van die uitdagings vir julle om julleself net totaal en al binne in die film in te gooi? Ek het nogal 'n paar fisiese uitdagings gehad want ek het aksietonele gehad wat ek het op daai stadium met jawbone gedra wat moes jou steps meet en ek onthou spesifiek hierdie een dag. So jy steps gelog. Het ek 12 kilometer geloop. 12 kilometer wat ons op en af hardloop en ons het guns en stuff. So dit was vir my nogal 'n uitdaging. Jeez, like. Op daai stadium was my knie gebreek, so I never could have done it. Jeez. Jou stepkans aan die bak. Ja, ek dink vir ons twee was dit emosioneel dit was moeilik op 'n emosionele vlak. Ons het albei nogals baie emosionele scenes gehad where she was more the tough guy. Nee, ek het elke dag gehuil op stel. Ja, nee, dit was baie rof. Ons was nie Barbara Marie. Ja, maar dit traan kom net so. Shame. Well, we are very excited. It opens at the cinemas tomorrow, and I think a lot of people might ask, this movie, is it only out of the view of the white Afrikaner? But why would you ladies say that it's a film for everyone to go see? Telling this story. It's relevant. It's a relevant story that is a South African story.
and one that should be told. And I mean, it's very, very important to me that it's not only, you know, that it's not like a small opinion coming from a very small little hole. And when you go and watch it, it's honestly, it shows how it affects everyone and how violence affects the greater South Africa, you know, whatever your class, whatever your colour. So it's not a one-sided little conservative view. So if people are expecting that, they'll be pleasantly surprised. Oh, well, ladies, thank you so much for joining us this morning. We're very, very excited for the opening of the film. It opens tomorrow at your nearest cinema. Very, very moving film to go and see as well, and also proudly South African. Right now, we continue with your feel-good vibes. Here's Kat.